He's real. He's real. Faith a lot stronger than what you feel. He's real. He's real. I believe for a miracle. My God can never fail. He's been good time and again. Trust him and see he's got all the power you need. It's never early, it's never late. It takes courage and it takes faith. Trust him and see he's got all the power you need. He saves, forgives and heals. Takes back what the devil steals. My debts we pay it full. Every day does a miracle. God keeps ready to dance. To be what you Graag vanmôre dance. so 'n bietjie met u gesels oor die woord van die Here. En ons is besig natuurlik met die lering van 1 Petrus hoofstuk 3. So u kan die Bybel so lank neem en daarna toe blaai, want ek gaan vanuit 1 Petrus hoofstuk 3 met u gesels. Maar ek wil graag vandag se boodskap titel die onderwerp onder die hemelse radar. So onder die hemelse radar. En ek wil so 'n bietjie met die gesels vanuit vers 12 en 13 in 1 Petrus hoofstuk 3. Nou ons het verlede week gekyk na die tema om vredejagters te wees. Vrede na te jaag en te soek totdat ons dit vind. Vredemakers te wees te midde van omstandighede en situasies wat baie keer buite ons beheer is. Die Here vra vir jou en my om vrede te maak in omstandighede. En ons het 'n stelling gemaak en gesê dat 'n vredejagter, 'n vredemaker is iemand wat gevaarlik is vir die hel. Want die hel hou van mense wat passief is en wat nie vrede maak nie. Die hel hou van mense wat oneenheid skep. Hulle hou nie van vredemakers nie. Maar as ons vanmôre moet eerlik wees, ons moet met mekaar gesels vandag, dan moet ons sê dat om vrede na te jaag en vrede te maak in 'n wêreld wat vol haat en kwaad en onvergewensgesindheid is nie altyd maklik nie. En dit is baie maal uitputtend. Baie maal voel dit soms asof jy die enigste een is wat probeer om die pad reguit te stap en om vrede te maak. Baie maal, soos ons gesê het, is jy die een wat uitswaai vir die kwaad. En jy is die een wat jou mond hou, waar jy gewoond was om terug te kap en terug te praat en iemand aan te vat, is jy die een wat nou moet stil bly en nie kan aanval nie. Wanneer jy 'n vredejagter is en vrede maak, is jy die een wat eers te gaan en jammer sê, en jy is die een wat probeer om die mure af te breek. En in al hierdie dinge probeer jy om vrede te maak, maar dit voel ook vir jou asof niemand anders dit raak sien nie. En die pogings wat jy aanwend werk nie. Is daar iemand in hierdie plek wat saam met my stem en sê ek voel ook partykeer so? So dis nie altyd maklik nie. En baie maal wanneer dit gebeur, dan voel ons is alleen en niemand gee om nie. Niemand sien my poging raak nie. Nou ek wil ook vanmôre vir u noem, wanneer jy so voel, dan is dit normaal en dit is menslik om so te voel. Maar, sê gou saam met my maar. Ek wil ook vir jou sê, moenie toelaat dat die vyand jou gevange hou in jou normale, menslike gedagtes en vir jou leuns vertel dat jy alleen is
en dat daar niemand is wat omgee, en dat niemand jou raak sien nie. Dis menslik, dis normaal, maar moenie dat jy die leuen glo, dat dit 'n permanente gedagte word, en dat jy dit glo nie. Lees saam met my vers 12. 1 Petrus hoofstuk 3 van 'n vers 12. Vers 12 lees soos volg, hy sê, want die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Ek wil vanmôre hierdie versgedeelte so 'n bietjie neem en uitbreek en met u hieroor gesels. Hier in vers 12 kom die Here en hy trek so 'n bietjie vir ons, as ek die spreekwoord kan gebruik, die gordyn van die hemel oop. Die Here kom en hy openbaar so 'n bietjie sy hart en sy betrokkenheid in ons lewe met ons in hierdie vers. Wanneer hy die woorde gebruik en hy sê, want die oë van die Here is op die regverdiges. Sê gou saam met my hierdie woorde, die oë van die Here is op die regverdiges. Ek wil gou vir u vra, of ek wil met u deel, daar is 'n Griekse woord, voordat ek vir u vra, daar is 'n Griekse woord vir die woord oë, wat ek vinnig met u wil deel, en die Griekse woord vir die woord oë, in die konteks hier, is die woord oftalmoi. Oftalmoi is die Griekse woord, en daardie woord beteken, as ons gaan kyk, om met laser gefokusde oë op 'n teiken in te lok, verskoon my Engelse woord, in te lok, in te sluit, en dan in te zoom op daai teiken. Met ander woorde, nie net rond te kyk nie, maar in te lok op iets, en in te zoom. Dit is die woord oftalmoi. So terwyl ek voorberei, toe sien ek letterlik in my gees Israel en daardie Eysterdoom wat oor Israel is. Wie van julle ken daai Iron Dome wat oor Israel is? Baie maal wanneer daar dreigende missiele afgevuur word oor Israel, jy weet waarvan ek praat, dan is daar 'n radaroog wat dadelik daardie gevaar optel. Die oomblik wanneer daai missiel afgevuur word, dan sien daai radaroog daai dreigende missiel, en die daai radaroog tel hom onmiddellik op, en hy volg hom totdat hy op 'n plek is waar hy daardie missiel kan neutraliseer, waar hy hom kan uitskiet, of hy kan hom ontplof, neutraliseer. Hy verwyder die gevaar. Nou, die uniektheid van daai stelsel is, daai oog is so gedesign dat wanneer hy dit optel, dan wyk hy nie af van daai missiel af nie. Maak nie saak of daai missiel van die grade afgaan, of hy draai of op of afgaan nie, daai radaroog sluit in. Hy lok in op daai missiel, totdat daai missiel nie meer bestaan nie, totdat hy geneutraliseer is. Nou, in die oorspronklike teks is oftalmoi presies daardie woord. So wanneer die woord van God hier in 1 Petrus kom, dan sê hy, die oë van die Here, oftalmoi, is in soos 'n laseroog, daai radaroog, ingezoom op die regverdige. Hy kyk vir die kind van God. Met ander woorde, sy oë is op jou. So wanneer ek en jy probeer, en onthou ons tema is vredejagters, want dis waaroor Petrus praat in 1 Petrus 3. Wanneer ons die dinge van die Here doen, en ons vir hom lewe, en ons die dinge van God wil in ons lewe toepas, wanneer daar aanslag kom, wanneer daar situasies kom, of wanneer jy net lewe, weet vandag dat die oë van die Here is op jou, ingezoom en ingelok. So al voel jy vanmôre, niemand sien my raak nie.
Al voel jy vanmôre, ek doen dinge en ek probeer aan hierdie huwelik werk en ek probeer aan hierdie verhoudings werk, maar niemand sien dit raak nie of dit kom net nie deur nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, daar is een wat sien en dit is ons Here en ons God met die alsiene oog van die almagtige God en hy's ingelog in jou lewe. Dis die God wat ons dien. Sê gou saam met my, die Here sien my raak. Jy sien, as 'n aardse stelsel soos daai Iron Dome oor Israel dit kan doen, hoeveel te meer nie ons almagtige, liefdevolle God nie. As 'n mensgemaakte stelsel, en dis nie volmaak nie, so suksesvol kan wees, hoeveel te meer nie die Here, ons God nie. As die woord van die Here sê, my oë, sy oë is op die regverdige, dan beteken dit, hy kyk na jou. Jy sien, wanneer die vyand sy missiele van vrees, van onsekerheid, van siekte, van verdeeldheid, van versoeking op jou afvuur, dan sê die Here vanmôre, my oë is alreeds op jou gefokus. Hoekom? Om jou te beskerm, om vir jou te voorsien, om daar te wees vir jou. So ek wil vanmôre sê, die Here word nie verras deur die aanvalle wat in jou lewe is nie. Dit voel dalk vir ons so, maar God word nie verras nie. En hy sou dit nie toegelaat het, as jy nie in staat was om dit te hanteer, in sy krag en in sy sterkte nie. Die Here sou nie iets toelaat, wat jou gaan verwoes en jou gaan doodmaak nie. Want hy weet, in sy naam, in sy krag, onder sy bloed, is jy tot alles in staat, in Christus Jesus. Amen. God is gefokus, en as ek die woord kan sê, vasgesluit op jou, omdat jy sy kind is. Hy sê, sy oë is op die regverdiges. Sy oë is nie net op jou gerig, om te sien wat gaan gebeur nie. Sy oë is gezoom in jou lewe, om jou te beskerm, om jou te lei. En mag ek sê, om die missiele, terwyl hulle nog in die lig is, hulle is al afgevuur, in die lig af te keer, sodat dit jou nie tref nie. Glo u my? Kom ek wys vir u. In my jonger Christelike lewe was hierdie een van die verse wat baie vir my beteken het, wanneer ek deur moeilike tye gegaan het, wanneer daar aanslae was, en vandag nog steeds, wanneer daar dinge kom, dan bely ek hierdie vers oor my lewe. Jesaja 54 vanaf vers 17, die eerste gedeelte, hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, ek wil hê jy moet in jou gees sien, daardie wapens, daai missiele, wat so teen Israel afgevuur word, sien ook die aanslag van die vyand, daai vuurige pyle, hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Daai gesmee word sê, hulle word dalk afgevuur, hulle kom al in die lig, dus jy sien hulle al kom, maar wat sê die belofte? Sal niks uitrig nie. Sê jou Bybel ook niks uitrig nie? Alright, hy sê en elke tong wat teen jou opgerig is in die gereg, sal jy weer lê. Nou die Afrikaans klink so styf. Ek gaan die Engels en die Amplified lees, want dit sê net vir my soveel meer oomf. Lees gou saam met die Engels daar, hy sê, no weapon that is formed against you shall succeed. 'n ander vertaling sê, no weapon formed against you shall prosper. Hy sê, no weapon formed against you. They were formed, they were launched, they are coming. Jy kan hulle sien, maar wat is die belofte? They will not succeed. They say, no weapon that is formed against you will succeed. And every tongue that rises against you, elke tong, elke woord, elke negatiewe ding wat teen jou gespreek word, in judgment, you will condemn.
Not God will condemn. He will give you the ability, you the wisdom in Him, under His anointing, so that you can condemn it. En dan hoor wat sê hy daar, the peace, the righteousness, the security, the triumph over opposition. And then is the heritage of the servants of the Lord. And this is their vindication from me, says the Lord. Sê gou saam met my, no weapon that is formed against me shall succeed. No weapon formed against me shall prosper. Glo julle dit vanmôre? Sê, no weapon formed against me shall succeed. No weapon of sickness, no weapon of disease, no weapon of poverty, geen wapen van siekte, geen wapen van armoede, geen wapen van hartseer, geen wapen van kwaad sal my aanraak nie. Ek is vry. Hoekom? Want die bloed van Jesus beskerm jou. Jy's kind van God. Hoekom? Want sy oog is op jou ingezoom. Oftal mooi. Alright, dis sy belofte. He sees you, hy sien jou. Hy's ingezoom op die regverdige. Dis die belofte wat die Here ons gee. Daarom kan ons vanmôre sê die radar van die hemel is op ons. God se oë is op die regverdige. 2 Kronieke 16 vers 9 wil ek gou vir u quoteer. Hy sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Gou vir 'n oomblik, kyk daar op die bord, wat sê hy? Onverdeeld op hom gerig is. Wat beteken die woord onverdeeld? Jody, Pieter, kom staan gou hier by my toe. Staan een van my aan my regterkant en een aan my linkerkant. Maar julle moet gou maak. Nou het ek die 2 groenes in die kerk genooi. Jody, jy staan daar, Pieter, jy staan daar so. Ok, nog 'n bietjie verder. Nog 'n bietjie verder. Daar. Alright. Jody, jy nooi my vir Saterdag aan vir 'n braai. Jy nooi my dieselfde tyd vir 'n braai. Ok, na wie toe gaan ek? Na wie toe gaan ek? Braai, nooi my. Ok, wat se steak het jy? Wat se vleis het jy? Ok, bees is vandag baie duur. Lamchops of varkchops? Nee, lamchops. Hoender. Na wie toe gaan ek? Ek weet nie na wie toe om te gaan nie. Ek is so honger, na wie toe gaan ek? Ek is onverdeeld. Ok, nou, jy stel die wêreld voor. Jy stel die kerk voor. Daar's Pinksterdienste by die kerk. Daar's 'n partytjie want een van ons kinders se familiekinders verjaar. Na wie toe gaan ek? Familie is belangrik, maar my gees is belangrik. Na wie toe gaan ek? Sondag aand diens, daar's lering by die kerk. Die kinders het 'n skooltaak om te verrig. Nou, wat doen ons? Hulle moes Vrydag en Saterdag skooltake gedoen het. Ons gaan kerk toe. Maar ek weet nie, mamma, juffrou gaan kwaad wees vir my. Dis nie my skuld jy het dit nie gedoen nie. Maar ek is onverdeeld. Nou, wat doen ek? Sien julle wat ek bedoel? Hy sê daar, die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun. Wie te steun? Diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Met ander woorde, hulle sukkel nie om te weet waartoe om te gaan nie. Hulle weet wat om te... Daar's nie onverdeeldheid nie. Hulle weet wie hulle dien, hoekom hulle dien en wat hulle doen. Is dit maklik? Nee, dis nie maklik nie, want ons moet baie keer moeilike keuses maak. As Sissie haar taak los vir Sondagmiddag 5 uur,
en 5:00 begin Bruce Wilkinson se klas en lering, dan moet Sissie maar na die klas sit, want sy het Vrydag gesit en games speel en op haar foon gesit en gedoen wat sy nie moes doen nie, en Saterdag die hele dag gehad om dit te doen en dit nie gedoen nie, en Sondagmiddag vergeet sy, en nou moet mamma haar help om haar taak te doen. As sy dit nie na die tyd doen nie, gaan sy dit nie in die kerktyd doen nie. Ons gaan kerk toe. Call me old school, maar dis hoe ek groot geword het, en ek dink nie ek het sleg uitgedraai nie. Al moet ek dit self sê, met die genade van die Here het my pa my deurgeslaan. Ja, ek verpes. Amen. Dis iets wat in ons huis gesê was, en hy het vir my gesê, hy sê, ek sal jou help met jou skoolwerk, met jou take, maar as dit kerk is, en is dinge van die Here, is dit die dinge van die Here. Alright, ons sal tot 12:00 vanaand sit, maar jy bly nie by die huis as ons kerk toe gaan nie. Moenie vir my sê jy gaan vir daai 2 ure leer nie, want jy lieg. Jy kon die hele naweek geleer het, en jy het nie. Ja, maar ek was moeg, papa, ek is ook moeg gewerk. Kom slaap in die kerk, maar kerk toe gaan jy. Kom dat ons vir jou salf, dat die krag van die Here oor jou kom, dat die moegheid weggaan, ons bestraf die moeg gees. Jy sien, dit is moeilik as jou pa geestelike antwoord vir alles het. Maar jy sien, die uitdaging is met liefde gesê, kinders word die baas van die huis, en nie meer pa en ma nie. Kinders wil vir ons sê wat ons moet doen. En ons moet by God uitkom. En sê, Here, wys ons die weë wat U wil hê ons moet wandel. Die uitdaging is God se oë is op die regverdige, om hulle kragtig te ondersteun. En ek dink dis hoekom ons kinders partykeer onverdeeld is. Want hulle kan nie besluit, hulle weet nie wat om te doen nie. Want papa en mamma weet nie wat om te doen nie. So die laaste ding wat ek vanmôre wil sê is, as ons uitstap by hierdie kerk, dan gaan ons huis toe Christus toe, dan sit ons die voete neer. Papa's by die huis, nou gaan ons wette instel. Nee, dis nie wat ek sê nie. God het ons ook nie wette gegee om te onderhou. Daar's genade, daar's liefde. We have to lead by example. Maar die Here wil ook hê ons moet daai voorbeeld stel. Jy kan nie met 'n dop in die hand staan en vir jou kinders sê, jy moenie drink nie. Dieselfde beginsel. Amen. Maar kom ons gaan aan. Amen. 1 Petrus 3 vers 12, kom ons lees verder daar, hy sê, want die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed. Sê saam met my, sy ore tot hulle gebed. Met ander woorde wat vers 12 hier sê is, die Here hoor die geregverdige se gebed. Hy hoor die regverdige se gebed. Die Griekse woord vir gebed hier is die woord desin. En die woord desin en konteks is die woorde wat spreek van die geroep van iemand wat in nood is. Ek sien letterlik iemand wat soos in 'n put vasgevang is en niemand hoor hom nie en dan skree en hy roep uit na hulp. Hallo, is daar iemand wat my kan hoor? Ek is in hierdie put, kan iemand my hoor? Help! Ek kan nie uitkom nie. Met ander woorde, daar's iemand wat in nood vasgevang is. Die tweede betekenis is iemand wat smeek om hulp. Smeek, sal jy my help asseblief? Dis soos daai ou wat by die bankbestuurder vroeër jare gestaan het, wat nog met 'n bankbestuurder kon praat en sê, ag asseblief, ek smeek jou vir hierdie lening. Ek moet hierdie geld kry. Vandag praat jy met 'n robot, jy kan nie smeek nie. Put in jou code, sorry, piep. En nou is dit op die selfoon, hulle praat nie eens meer met jou nie. Dis automated. Soos daai smeek, om te smeek na hulp. So wanneer die woord van die Here sê, God se ore is tot hulle gebed, dan beteken dit, God is ingestel, hoor mooi, op die frekwensie van sy kinders se stem. Hy hoor die frekwensie van jou stem. Hy weet op watse frekwensie vlak jy praat. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar 'n mamma het daai frekwensie.
Haar kinders kan saam met 20 ander babiekies en kindertjies speel. Maar as haar dogtertjie of kind gil, dan hoor sy haar kind. Weet jy, paas is okay daarmee, maar hulle sê altyd, ag, hulle is okay, los hulle sal regkom. Maar 'n ma ken daai pitch. As hy hoor, okay, hulle is okay, en dan gaan dit daai een hoop, nou moet ek gaan. Dan sê, wat is dit? As die kinders, dan weet sy, daar's iets. Nou, God se oor is so ingestel dat wanneer jy 'n sekere frekwensie roep, die sin, dan hoor hy onmiddellik. Dis nie dat hy nie hoor nie. Woord sê, sy oor is nie doof om te hoor en sy hand nie te kort om aan te raak nie. Dis die God wat ons dien. Nou, partykeer voel dit vir ons menslik. Ek roep dan, maar hy hoor nie. Ek vra dan, maar hy antwoord nie. Dit voel vir my, hy sien my nie. Dit mag dalk vir jou so voel, maar dan moet ek ook eerlik wees en vir jou sê, miskien is jy op 'n plek waar jy vasgevang is in ander dinge wat jou aandag wegtrek, goeters wat jou dalk wegvat, waar dit vir jou so voel, waar jy dalk weggetrek het. God het nie weggetrek nie. Hy is nog steeds daar waar jy hom dalk gelos het. Hy is nog steeds naby. Ons moet partykeer net uit die kamer uitkom waar ons weg gaan kruip het. Of dit wat ons oë op fokus dalk net bietjie afhaal om te sien waar hy is. Hy is nog steeds daar. Die belofte wat hy gee, hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nooit begewe, nooit verlaat. Dis die belofte van die God van die heelal, wat nie kan lieg nie. So al hoe ek kan wegkom, is ek kan probeer ran, ek kan probeer wegkom, ek kan wegkruipertjie gaan speel, wel sy oog gaan my sien, maar ek kan dink hy gaan my nie sien. Dis soos Boetie wat wegkruip agter die paal. Hy kan my nie sien nie, maar hy dink ek kan hom nie sien as hy my nie kan sien nie. Nou nog steeds partykeer dan lê hy op die bed onder die komberse. Dan roep hy my, ek moet hom gaan soek, dan dink hy ek kan hom nie sien nie. Daai hobbel is huge op my bed. Nou moet ek loop, waar is Boetie? Boetie. Daar is Boetie. Waar is Boetie? Maar dis die onskuld van 'n kind. En tog is dit met ons ook so. Maar die Here sien vanmôre, ek wil vir jou vanmôre kom sê, hy het my gestuur om te sê, sy oog sien jou. Hy sien die regverdige, dis die eerste punt. En hy hoor. Hy hoor selfs daai gedagte in jou kop, waar ons dinge nie eers kan uiter nie. Wat dalk so seer en sensitief is, dat ons dit nie kan sê nie. Ken hy dit hier in die hart. En hy ken dit hier in die oor, in die gedagtes. Hy hoor. Hy sê nog voordat jy dit gespreek het, ken ek dit. Hy ken jou hart. Dis die Papa wat ons dien. God is ingestel en gefokus. En hy luister na jou gebed, na jou hulpkreet en na jou smeking. Nie net na jou aanbidding nie. Ek wil dit stel met 'n doel vanmôre. Want partykeer is ons vasgevang en gedink, hy luister net na die aanbidding. Nee, hy luister na die hulpkreet, na die hulproep, na die smeking partykeer ook, want partykeer smeek ons tog voor die Here ook. En hy hoor en hy luister. Psalm 34, 18 en 19. Nou daar is vers 18 en 19 begin met die twee woorde Sade en Kof. En Sade en Kof is maar net die Hebreëse alfabet vir die 18de letter en die 19de letter in die Hebreëse alfabet. So dit kan maar net oor dit lees. Hy sê daar Sade, dit beteken 18. Hy sê hulle roep, die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Hy sê die Here is naby, vers 19, die wat gebroke is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Jy sien wat sê hy? Hy sê daar, die Here is naby die gebroke van hart.
Daai is nie net die wat stikkend is van hart nie. Dit praat van 'n verslae gees, 'n gebroke hart. Praat geestelik ook. Ons moet baie keer op 'n plek kom waar ons onsself, ons lewe oopmaak voor die Here. Oopmaak en breek van onsself. Humble ourselves, breek oop voor die Here. Maar hy praat ook daarvan die wat stikkend is. En die wat, hy red hulle uit hulle benoudheid. Ek weet nie van julle nie, maar partykeer die menslikheid kom na vore, dan buite probeer jy maar sterk lyk en sterk wees. Maar binne is jy maar stikkend en seer. Buite moet ons wys, ons is reg, ons het ons baadjie aan. Want ons moet vir ons familie en ons vriende sterk wees. Nou Pieter, ons moet maak asof ons is sterk. Mense moet nie binne sien ons is stikkend en seer nie. Maar hier binnekant is dinge nie altyd 100% nie. Wat sê die Here? Hy sê ek sien en ek hoor. En dis okay, jy kan maar kom. Die goeie ding van ons God is, hy is kinder nie. Jy kan maar kom. Jy kan kom na hom toe en kom sê, Abba, papa, my ek is seer. Maar dit gaan kos dat jy jou baadjie moet uittrek. En dat jy moet oopmaak. Sodat hy kan binnekom om te kom genees. Hy is naby die wat gebroken van hart is en hy verlos die verslae van gees. Jesaja 65 vers 24 sê, en voordat hulle roep, sal ek antwoord. Voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Wat 'n belofte is daai? Dis amazing. Wapsie, voordat jy roep. Met ander woorde, ek het nog nie eers gevra nie, dan antwoord hy. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Ek het 'n ruk terug 'n boodskap gepreek, ek weet nie of julle dit kan onthou nie. If you can see it, you can have it. Kan julle dit onthou? As jy dit kan sien, kan jy dit kry. Dis een van daai beloftes. Jy moet dit glo. As jy dit glo, kan jy dit kry. Wat sê die woord van die Here vir ons hier? Hy sê, as jy glo, dat God vir jou kan antwoord nog voordat jy vra. En terwyl jy vra, sal hy vir jou voorsien. Dan is God by magte om dit vir jou te doen. Maar jy vanmôre hier sit en jy dink, ag, dit was vir die Ou Testament, of seker maar vir die Israeliete. Dis vir ons almal, dis sy woord. Dis wat hy vir jou en vir my het. Glo dat die God wat jy dien, jou liefhet en omgee en jou sien. Dan is dit die God wat weet. Dit sê nie jy hoef nie te vra nie. Dit sê nie jy gaan nie bid nie. Dit sê nie jy gaan hom nie aanbid nie. Dit sê nie dis hoe amazing en groot ons God is. Vers 12, die laaste deel wil ek ook met jou oor praat vanmôre, want ek kan nie dit los nie. Hy sê, want die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle gebede. Maar dan kom hy met hierdie groot woord en hy sê, maar. Sê saam met my, maar. Hy sê, die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Wat beteken teen? Dit beteken dit is teen, it's against. Ek glo, die Here wil vanmôre weer opnuut vir u en my herinner, dat hy as God, al jou teestanders, en al die kwaaddoeners, namens jou, sal hanteer. Net die wete dat God alles sien, en dat hy alles hoor, en dat sy aangesig teen die kwaaddoeners is vir my nogal 'n bevredende gedagte. Dit sê net vir my dat ek nie hoef polisman te speel teen die mense wat my te nagekom het nie. Los die wraak vir die Here en kom ons fokus op ons verhouding met God. U weet wat hierdie week gebeur het by die kerk.
die diefstal wat plaasgevind het. Maandag toe ons hier kom, toe is daar ingebreek en ons harte was seer en is teleurgesteld en in die week was ons kwaad en ons moes werk en deure regmaak en alles doen wat ons kan net om weer die huis van die Here reg te maak. Maar die Here het hierdie vers net weer in my hart losgemaak en gesê, los die wraak vir die Here. Want vreeslik is dit om te val in die hand van die lewende God. Die Here sê, hy sal die kwaaddoener, wie dit ook al is, God weet wie dit is. Dit is nie vir ons om uit te point of wat ook al nie. God sal dit uitsorteer. As jy van God steel, van mens sal nie sê ek sal steel nie, maar van mens kan jy steel en nog dink jy gaan seker wegkom. Maar as jy van God moet steel en dink jy gaan wegkom. Maar die woord van die Here sê hier, hy sê los die wraak vir die Here. Romeine 12:19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes. Met wie praat hy? Hy praat met die kerk. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Moenie dit verkeerd interpreteer. Hy sê nie, jy moet toorn in jou lewe toepas nie. Wanneer hy hier sê, maar gee plek vir die toorn, sê hy, jy moet ruimte skep, terugstaan en toelaat dat God sy toorn uitgiet op die wat onregverdig is. Hy sê, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Alright. So wanneer ons daar lees, hy sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Is dit beteken, staan jy terug, ek as God sal intree namens jou, en ek sal die wraak vergeld, soos hy goed dink. God is alwetend, hy weet. Ons dan ook sien, hy sien alles, hy is ingezoom, en hy sal dit doen. Amen. Wat is ons rol? Ons rol is om mense lief te hê, te vergewe, en by Jesus uit te kry. Dis waaroor dit gaan, dis die doel. God will sort people out. Exodus 14:14 sê, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Dis 'n belofte. Nou hierdie vers wil ek vanmôre vir iemand in hierdie plek gee, want terwyl ek voorberei het ek ervaar in my gees, dis 'n woord vir iemand spesifiek in 'n spesifieke situasie. Daar is omstandighede wat so 'n bietjie dreig teen jou lewe. In jou huwelik, by jou werk of waar ook al. Exodus 14:14, die Here sê, wees stil, ek sal vir jou stry. Ek sal vir jou stry. Jy hoef nie jou saak te gaan beklei en te probeer beredder nie. As jy in die waarheid wandel en jy bly by die voete van Jesus, en hy sien vir jou, hy hoor vir jou, en jy sy regverdige, jy's nie 'n kwaaddoener nie, sê die Here, ek sal vir jou stry. Hy sal deure oopmaak wat mense probeer toemaak. Waar jy verhoging moes kry en ander daai deure probeer toemaak het, sê die Here, ek stry vir jou. En ek ervaar in my gees, jy gaan nie net daai een posisie kry nie, jy gaan die een bo dit kry. Hoor my vanmôre, ek spreek dit in die geestesriem in Jesus naam. Want God stry vir jou. Hy is vir jou. Amen. Ek wil dit in Jesus naam sê, hy stry vir jou. If you can see it, you can have it. 1 Petrus 3:13, hy sê, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen? Hy sê, as julle navolgers is van die goeie. Wie is dit wat jou kan kwaad doen? Wie kan jou te nakom? Wie kan van jou steel? Daardie woord navolgers in die Grieks is mimetai. Dit beteken om iemand na te boots. En julle al gesien hierso op Facebook is daar ou, dan verf hy sy gesig so wit, dan naboots hy die mense, ek dink hulle noem dit 'n mime. Is dit die regte woord? 'n mime, 'n mime. So as iemand so loop, dan loop hy so. As hulle so maak, dan maak hy so. So hy naaap hulle. Dit is die Afrikaanse woord, né? So dis wat hy hier sê. Vers 13 sê, wanneer ek en u in Jesus se voetspore volg,
en ons sy navolgers is, en ons lewe soos Jesus lewe, dan het ek en jy daai wete dat ons in die sfeer van goddelike beskerming beweeg. En dan het die Satan en sy demone geen reg, geen seggenskap, geen plek in jou en my lewe nie. En dan kan ons, en ek sluit af vanmôre, Lukas 10:19, weet dat ons alles kan doen in Christus. Lukas 10:19 sê, ek gee aan julle die mag om op slange en op skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit kan skade doen nie. Hoekom? Want ons wandel in Christus, ons is navolgers, nabootsers, mimetize van Jesus. Ons volg sy voorbeeld. Wat kan ons dan kwaad doen? Niks kan by jou kom nie. No weapon formed against you shall prosper. Want ons is in Christus Jesus. So 'n afsluiting van môre onthou, God se oë is op jou. Dis goed, maar dit kan ook 'n eina wees. Hy sien alles. So wanneer jy die koekie wil steel, 12:00 in die aand, hy kyk, hy kyk nog. Amen. Hy luister, hy hoor al die goeie, hy hoor al die mooi, maar wanneer die kindertonge wil praat, hy hoor. Wanneer die negativiteit wil uitkom en jy vyand wil jy moet doodspreek, hy hoor, so weet wanneer om te praat, wanneer om stil te bly. En laastens sluit ek af met die laaste paar woorde. God has got your back. Say with me, God's got my back. Is dit nie 'n voorreg om dit te weet nie? Jy hoef nie polisman te speel nie. God's got my back. Dis soos daai laaitjie, hy's net so groot. Dan beklei al die chommies met hom. Dan daag sy mamma op. Dan is hy die sterkste. Hoekom? Want sy ma is daar. Asof sy ma met 'n halgeweer agter hom staan. Hy weet, hy en sy ma kan die hele wêreld aanvat. Hoekom? Because his mama got his back. Ek wil vir jou sê, God got your back. That is, as jy die regverdige van die Here is. Amen. The blind will see.